Goeiemôre. Ek hoop dat dit met jou goed gaan op hierdie Dinsdagmôre. Nou Paasfees is verby. Goeie Vrydag en die opstanding dis verby. En net soos ek en jy, het die disippels ook besef dat alles is verby. Alles het rustig geraak. En wat gebeur nou? Ek dink die disippels het baie vrae gehad. Hulle het gewonder wat gaan nou gebeur. Maar intussen het Jesus aan Maria Magdalena verskyn. Hy het ook aan die 11 disippels verskyn en aan die ongelowige Thomas. Maar Jesus verskyn daar by die see van Tiberias aan sy disippels. Ver het Jesus vir hulle gesit en kyk, en toe hulle terugkom het Jesus vuur gemaak en hy het vir hulle vis daar op die strand gaar gemaak. In vers 12 van Johannes 21 sê dat toe hulle by die strand kom het Jesus vir hulle gesê, kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie, omdat hulle wis dat dit die Here was. Maar daar by vers 15, toe hulle klaar geëet het, staan 'n mooi ding. Hy sê, toe hulle klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het u my waarlik lief, meer as hulle hier? En hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. En Jesus sê 'n mooi ding, hy sê, laat my lammers wei. Hy vra hom toe weer 'n tweede maal, Simon, seun van Jona, het u my waarlik lief? En hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom 'n derde maal, Simon, seun van Jona, het u my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat hy hom 3 maal dit gevra het. En hy antwoord, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Sjoe, dis 'n gedeelte waar die Here Jesus met Petrus praat oor of jy hom liefhet. Nou, in die Bybelse tyd, wanneer 2 mense getrou het, dan het hulle daar by die stadsplein by mekaar gekom. En dan het die priester na hulle toe gekom en 3 maal het hy vir die volgende vraag gevra. Het jy hierdie persoon lief? En as jy vir 'n derde keer gesê het ja, dan was jy getroud. En Jesus kom hier en hy maak dieselfde ding. Hy vra vir Simon Petrus, Petrus, het jy my lief? Het jy my lief? En die oomblik toe hy dit die derde keer vra, het dit beteken dat daar 'n band tussen Jesus en homself was. En dan sê hy die besonderse ding, hy sê, laat my lammers wei. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken dat ek en jy is nou aan Jesus verbind. Nou dat die Paasfees en die Goeie Vrydag en opstanding verby is, wil die Here vanmôre, net soos hy daar met Petrus gevra het, Simon, het jy my lief? En die Here Jesus wil vanmôre vir jou vra, het jy my waarlik lief? Is daar vanmôre 'n band wat nie gebreek kan word nie? 'n Band tussen my en jou wat niemand kan losmaak nie. Het jy my lief? En as jy dan vanmôre kan antwoord, ja Here, ek het U lief, dan sê die Here vir jou dat ek en jy moet sy skape oppas. Wie sy skape? Die kinders van die Here. Die wat saam met jou in die kerk is. Die wat saam met jou doen wat van hulle verwag word. Die skape van die Here. En die Here sê, pas hulle op. Laat my skape wei. Dit beteken dat ek en jy hulle moet leer, dat ons hulle moet lei, dat ons hulle moet beskerm en hulle moet oppas, totdat die Here Jesus hulle kom haal. Vanmôre is die vraag eenvoudig, Simon Petrus, het jy my lief? En vanmôre wil ek jy met jou eie naam hier insit en sê, ja Here, ek het U lief. Meer as enige iemand anders, meer as enigiets anders, het ek U lief. En dan beloof ons vanmôre, dat Here, ek sal die lammers oppas. Ek sal die skape oppas. Ek sal hulle laat wei en ek sal sorg dat niemand naby hulle sal kom nie. Here, dankie dat ek weet dat ek aan U behoort. Here, dankie dat daar 'n verbintenis tussen my en U is. En Here, dankie dat ek vanmôre kan sê, ja Here, ek het U lief meer as enigiets anders. En ek beloof dat ek U skape sal laat wei. Amen.